Right, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie dat U elkeen van ons geseën het met nog 'n dag. Here, dankie dat waar ons aan die einde staan van 'n jaar, Here, dankie dat U met elkeen van ons was. Heilige Gees, my gebed is nou dat waar ek die woord gaan bring, Here, laat elkeen van ons sal sien dat sonder U ons absoluut niks is nie. Here, en help ons ook om te sien dat U ons op 'n daaglikse basis dra. Seën vanoggend. Wees met elkeen van ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom aan elkeen by vandag se diens. Ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp, nou wat nou? En die skrifgedeelte het ons gevind in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. En ek het genoem dat wanneer ek en jy Jesus aanneem as saligmaker en verlosser, is dit nie die einde nie. Ons vra baie keer ons die vraag, maar nou wat nou? Ek kan nie net die gebed bid en Jesus aanvaar of aanneem as saligmaker en verlosser en dit bly daarso nie. Elkeen van ons het 'n taak wat ons nog that we need to fulfill. En ek het 5 punte genoem wat ons moet doen nadat ons Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Die eerste een is bestudeer die Bybel. En hier het ek genoem dat ek en jy tyd in God se woord moet spandeer. Jy sien, ek en jy moet tyd. Begin met, ek het nie eens gesê laasweek, begin met 10 minute. Begin met 10 minute. As ek gaan dink aan 10 minute, dan sal julle vir my sê, but 10 minutes is actually nothing. Kan ek vra hierso van die manne wat hierso sit, wie was in die weermag gewees? Ek was nie in die weermag nie, ek is van my begin af as ek in die polisie. Right, hier's 'n hele klompie van julle wat hier is, wat dit weet. Ek dink daardie jare het ons mos opleiding gekry in 'n M26 handgranaat. Is ek reg? Ons het mos daardie tyd ons het begin met 'n oefengranaat. Jy weet, hy was blou gewees en hy het net basies as jy hom die ringetjie getrek het en jy hom gegooi, dan het hy basies net gebang. En toe op 'n stadium toe ons na 'n groot kan ek sê, dis nie 'n skietbaan nie, maar dis 'n baan waar jy die Genian een gegooi het. Kan ek vra wie het 'n Genian granaat? As ek nou dit reg het, is 'n M26, Jerry, M26. Wie het die Genian granaat gegooi? OK, daar's ook 'n paar hande. Jy's geleer, is ek reg? Jy's geleer, jy draai hom, jy trek hom, jy kyk waar die handgranaat is, jy gooi hom, jy boul hom nie. Ons is gesê jy boul hom nie, want as jy hom boul, dan boul jy hom hier binne in waar jy moet weggryp. Jy boul hom nie, jy gooi hom, jy kyk waar hy val en dan gaan jy grond toe. Is my manier van 'n ding reg? How long does it take since you've pulled it, since you've thrown it, vir die handgranaat om te bang? 7 seconds? Nog iemand? 4,5 sekondes, as ek dit nie mis het nie. Het iemand saam met my gestem? Tussen 4,5 en 6, dink ek. 4,5 seconds. Daar's 'n klomp daarso. Cliff, I'm not saying you wrong. Please. Ja. Maar kom ons sê tussen 4,5 en 7 sekondes. En wat probeer jy nou sê, Brett, deur 10 minute in te bring met God se woord? Deur vir jou te sê, as jy hom getrek het en jy het hom gegooi, het jy nog tyd om te sien waar hy val? Want baie van ons was so skrikkerig gewees, ons het hom gevat, ons het hom gegooi en ons is onmiddellik grond toe. Want dit is 'n genuine ding, jy het basies net 'n grondwal waar agter jy skuilings gevat het. Daar's nie 'n bulletproof kas waar jy gestaan het nie, jy het agter 'n grondwal het jy skuilings gevat. En soos wat ek sê, party van ons het hom gegooi, ons het nie eens gekyk waar hy val nie en ons is grond toe. En daardie instrukteur het jou by jou broek hier agter gevat, by jou kraag opgetel en gesê, wat hy ook al, ek gaan dit nou nie sê nie, kyk waar hy val. Sien jy, daar lê hy en dan het hy grond toe gegaan en dan het hy gebang. 4,5 seconds between life and death.
And God is asking for 10 minutes to start off with. 10 minutes. Waar jy meer lewe en dood sal kry in sy woord. Because if you don't do it, is dit nie goed vir jou. Die tweede een, daar moet 'n gehoorsaamheid aan God se woord wees. En hier het ek genoem dat ek en jy nie net God se woord moet bestudeer nie, maar dat ek en jy gehoorsaam wees aan God se woord. Ons moet. Ons kan nie net gaan en seker, want in vandag se tyd, en ek is nie so 'n persoon nie, ek het julle dit gesê, ek praat 100% what God's word says. I'm not going to take out certain things. I'm not. In vandag se tyd haal ons mos sekere gedeeltetjies uit die Bybel uit. Ons lees dit nie in 'n konteks nie. Want dan laat dit my goed voel. Can I tell you, the more I read the Bible, the worse I feel because I see all the sin in myself. Julle sien, dit help nie net ons lees die woord nie, ons moet doen wat die woord sê. Ek het in hierdie week, toe sê ek vir Yvonne op 'n stadium, en ek dink dit was hier by Dinsdag, Woensdag gewees, het daar sekere dinge gebeur, en op 'n stadium byt ek my lip raak, soveel so, laat die bloed uit my lip uitkom aan die binnekant, ek kan dit voel, waar ek hom raak gebyt het. En die Here sê vir my, sometimes you need to bite your lip to keep your mouth shut. Hoor mooi. Toe ek by die huis kom, toe is my lip sommer opgeswel. En dis mos eina as jy mos jou lippie byt hier binne en dis seer. Hy's nou nog gevoelig, Jerry. Nou nog. En ek het nie gesien dat dit die eerste ding toe ek dit doen. Toe kom ek by my op. God, you said I need to bite my lip to keep my mouth shut. Al het ek deur daardie pyn gegaan, het ek my mond gehou. Want ek het geweet, as ek hom oopgemaak het, I would have done the wrong thing and said the wrong thing. Jy sien, God se woord moet vir my en jou, ons moet doen wat die woord sê. Sê ek dat elkeen van julle lippe moet byt? Nee, definitief nie. God told me to do it, and not purposefully. Want toe ek klaar gedoen het, toe kom my woord by my op. You need to bite your lip to keep your mouth shut. Die derde een, bou 'n daaglikse gebedlewe. En hier het ek gesê dat ek en jy ons harte met die Here moet deel. Nie net wanneer dit sleg gaan nie, ook in die goeie tye, ook wanneer ons happy is, moet ons dit deel met die Here. Want jy sien, ons as mense so gemaak dat wanneer dinge sleg gaan, draai ons na die Here toe. En as dit weer goed gaan, dan skuif ons die Here een kant toe. And that's wrong. We need to have on a daily basis moet ons in gebed wees met die Here, waar ons harte, ja, maar dan kan die mense kom en sê, ja, maar Brett, die Here ken my, die Here weet wat ek dink. You need to say things so that your ears can hear it. You need to say things so that your own ears can hear it. God knows what you're thinking. God knows what you're going to say. Maar jy moet luister. Die vierde een het ek gesê dat sluit aan by 'n Bybelse woordgloende en Heilige Gees gevulde kerk. En hier het ek gesê, maak nie saak by wat se kerk nie, maar jy moet by daardie kerk aansluit, waar die kerk 100% glo in God se woord. Dat ons daai kerk glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dit moet ook 'n kerk wees wat nie die woord sal draai om mense tevrede te stel nie. Very, very important. In vandag se tye kry ons hierdie pastore of dominees wat net die regte ding wil sê sodat hulle die mense hier kan hou. It's not about me, it's always about God. En julle ken my ook al, vir 7 jaar ken julle my. I'm not a people pleaser, I'm a God pleaser. I'm not here to please people. Al is ek verskriklik baie lief vir elkeen van julle. Julle is my familie. Maar ek gaan nie compromise op God se woord nie, I won't. En dan die laaste punt, laat jou doop. En God se woord sê vir ons dat wanneer ek en jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, moet ons onsself laat doop.
En ek het ook gesê die doop red nie, maar die doop wys dat ek en jy ernstig is oor ons verhouding met God. Amen. Wel, vandag wil ek deel oor 'n titel, jou lyding is nie betekenisloos nie. En ek wil graag deel oor my en jou persoonlike suffering. Kan ek vra, gaan jy of ervaar jy suffering, jy wat vandag hier sit, wat luister na die woord, of wat die woord gaan kyk op Facebook? Kan ek sien? Elke een van ons, daar's baie mense wat nie hulle hande opsteek nie, maar ek weet, elke een van ons gaan deur suffering. Elke een van ons. Jy sien, baie keer gaan ek en jy deur suffering en ons vra die vraag aan onsself, is dit regtig die moeite werd om hier deur te gaan? Is dit regtig die moeite werd deur Jesus aan te neem as saligmaker en verlosser, en dan kry ek hierdie suffering? Dan is daar hierdie dinge wat met my gebeur, wat ek dink, toe ek nie die Here gedien het nie, het hierdie goed nie gebeur nie. Maar vandat ek die Here dien, voel dit net asof daar net moeilikheid is. Kom ons wees eerlik met mekaar. Kom ons wees eerlik met mekaar. Julle sien, wanneer ek en jy in die Bybel lees, en spesifiek in 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 9, en ek wil dit graag uit die boodskap Bybel lees, sê die woord vir ons, al is, hoor mooi, kyk daarso, 7 tot 9, is hy, okay, alright, ekskuus, 7 tot 9, die woord sê vir ons, al is God by my, vers 7, hoor mooi, al is God by my, is ek maar net 'n doodgewone mens. Ek is soos 'n breekbare kleipot, die lewe stamp my ook maar goed rond, tog dra ek 'n baie waardevolle skat hier binne in my rond. Daarom moet julle weet, dat die groot krag van God wat deur my werk, glad nie uit my kom nie. Inteendeel, en hierdie het ek gehighlight hier by my. Ek kry dikwels swaar, maar ek is nooit mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie. Tog is ek nooit radeloos nie. Ek word vervolg. Hoor mooi, ek word vervolg. Maar ek weet, God los my nooit alleen nie. Ek word onderste bo geloop, maar ek staan elke keer weer op. My boetie en my sissa, as ek hier stop, is dit al wat jy vandag saam met jou moet uitvat. En ek het spesifiek die boodskap Bybel gebruik, want dit sê dit so mooi vir my. Al gebeur daar dinge met my, al gaan ek deur hierdie suffering, is God nog steeds by my. En wanneer ek en jy die vraag vra, maar hoe het Paulus al die dinge wat met hom gebeur het oorleef? Wil ek vanoggend aan julle die vraag vra, sou julle dit oorleef het? Sou ek en jy oorleef het wat Paulus deurgegaan het? Ek dink nie so nie. En ek is eerlik met julle, ek dink nie so nie. Jy weet, ek weet nie of ek dit moet sê nie, en dis nie hierso nie. My skoonma is besig, en nie net omdat sy in die kerk is vandag nie. Sy is besig om toetse te skryf, en op 'n stadium toe Kyle en Casey daar, en hulle probeer 'n toets skryf, en die een het 49 gekry, en die ander een het 50 gekry, en toe ons klaar eet, toe sê ek, nee, gee daai toets vir my. Toe sê my kinders vir my, it's like om te sien wat Dadda kry. Eerste keer toe ek die toets skryf, toe kry ek 51%. Die tweede keer 59%. Die 6de keer toe ek die toets skryf, toe kry ek 82%. Maar Brett, wat probeer jy sê? Ek sien ek het nie na die eerste keer waar ek 51 gekry het gestop nie. Ek het nie die tweede gestop, die tweede keer toe ek 49 gekry het nie. Ek moes aan myself 'n punt bewys het dat ek meer as 80% kan kry. En na die 6de keer toe kry ek dit. Jy sien, daar sekere van ons, en niks wie op my bedoel nie, daar sekere van ons wat deurdruk, en Paulus was een van daardie wat deurgedruk het, wat geweet het wie God is, en dat hy geanker is in God.
Paulus sê vir ons in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28 en ek het dit nie daar gesit op die bord nie. Ek het dit nie daar gesit nie. Wat hy alles deurgemaak het. 5 maal het hy 40 houe van die Jode ontvang. 5 maal 40 houe van die Jode ontvang. 3 keer is hy met stokke geslaan. Hy is 1 keer gestenig. 3 keer het hy skipbreuk gelei. En in daai skipbreuk gelei, onthou ek die voorval waar daar klomp hout was. En hy steek sy hand uit om 'n vuur te maak en die slang pik hom. En dit het ek nie eens byge. Die slang pik hom en hy vat die slang en hy skud die slang af. En die mense wat daar is sê nee, hierdie ou is aan die verkeerde kant. Want kyk, die slang pik hom en hy maak niks nie. Hy het slapelose nagte en dikwels sonder kos gegaan. En dan ook het hy bekommernis gehad oor die gemeentes. Kan ek eerlik wees met julle vandag? Hy het 'n klompie gemeentes onder hom gehad. Ek het een. Julle gee my nie slapelose nagte nie. Kom ek stel dit daarso. You're not giving me sleepless nights. Maar ek het 'n bekommernis. En ek dink nie ek sal ooit daai bekommernis een kant toe skuif nie, want my bekommernis is weer eens wat ek sê, my gebed vir elkeen van julle is dat elkeen van julle in 'n lewende verhouding met God sal wees. Life happens. Things happen. Maar daar bly nog steeds by my bekommernis. Maak julle erns met God. And I can't make that choice for you. I can't. Elkeen van julle maak daai keuse. Dan het ek geskryf hier ook, en dan kom ek en jy, dit wat Paulus deurgemaak het, dan kom ek en jy, man, voor ek daar kom, klaar julle as 'n muskiet julle gebyt het. I didn't even write it yet. Klaar jy as 'n muskiet jou gebyt het, ja, ek doen, dan sê ek, yes, hoekom het ek nie peaceful sleep aangespuit? Ek kla oor 'n muskiet wat my gebyt het, maar Paulus 'n slang pik hom en hy skud hom en hy gooi hom weg. Hy kla nie eens daaroor nie. Maar ek en jy kla oor 'n muskiet, my boetie en my sussie. Jy sien, dan kom ek en jy en ons kla oor die bietjie suffering wat ons deurmaak. En dan is daar 'n vraag wat opkom. Maar hoe het Paulus al hierdie pyn en lyding deurgemaak? Ek en jy gaan ook deur pyn en lyding. Maar hoe het Paulus positief gebly en die Here se hand nooit gelos nie? Ek wil drie gedeeltes met julle deel, dan is ons klaar. Die eerste een, hy het dit verduur met God se hulp. Jy sien, ek persoonlik dink dat Paulus se eerste antwoord sou wees, dat ek dit verduur het, omdat Jesus my geloof versterk het. Jy sien, in daardie lewende verhouding met God te kom, daardie eerste een van laasweek, dat ek tyd in God se woord sal spandeer. Dit was genade, dit was 'n wonderwerk, en dit was God wie sy hand op my gehou het. Jy sien, sê ek en jy elke dag, dankie Here, dat U hand oor my hou. Of aanvaar ons dit net? Ek is deur nog 'n dag, man, well done. Dis deur God se genade. 2 Timoteus 4 vers 16 tot 17 in die NLV sê vir ons, toe ek die eerste keer voor die regter gebring is, was daar niemand by my nie. Almal het my verlaat. Ek hoop nie dit sal teen hulle tel nie, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, om die goeie nuus in al sy volheid te verkondig, sodat al die nie-Joodse nasies dit kan hoor. En hy het my van 'n gewisse dood gered. En hierdie is Paulus se antwoord. Jesus het by Paulus bly staan toe niemand anderste daar was nie. My boetie en my sussie, as ek en jy gaan terugkyk in ons lewe. Daar waar ek en jy, daar waar die tekkie die teer geslaan het, daar waar die popo die fan geslaan het. Hoeveel van jou grootste vriende, hoeveel van jou familie het by jou gestaan? Come on, I'm honest with you this morning. Jy sien, baie van ons sal sê, nee, ek is ook alleen gelaat. Maar ek weet dat die Here saam met my gestaan het.
En kyk wat sê Paulus verder, hy hoop nie dat dit teen hulle sou tel nie. In sy woord, ek hoop nie dat dit teen hulle sal tel nie. Wat is my en jou ding? O Here, ek hoop die dag sal kom wanneer U hulle, when you will bring them to book. Is dit nie so nie? Mag hy nooit weer die son sien opkom nie. Come on, ek is dinge soos vanoggend. Ek is miskien kras. Maar is dit nie hoe ons baie keer dink nie? Jy sien, God roep ons. God bly by ons. God vestig hom in ons en God word verheerlik. En hierdie is God se werk in ons. Wanneer ek en jy dit so sien, weet ek en jy dat ons daardeur sal kom. Laat God die probleme gebeur, nee. Die vyand laat dit toe, want die vyand wil hê ek en jy moet nie meer in God begin glo nie. Die vyand wil hê dat ek en jy ons oë van God moet afhaal. That's why certain things happen in your life. Ons dien 'n liefdevolle God. Die tweede een, Paulus het verduur deur God se lering. Paulus se tweede antwoord sou wees dat God hom bewaar het, dat Jesus hom verlos het deur middel van God se woord. Ek het hier geskryf, God is soewerein, en my en jou lewe is, soos ons in Engels sal sê, immortal. In Afrikaans is die woord onsterflik. Jy sien, wanneer God se werk eers klaar is in my en jou, dan sal ons die tydelike vir die ewige verruil. God is still, my boetie en my sussie, God has still got a work in you and me. Daar's nog 'n werk wat ek en jy moet doen. Wat dit is, weet ek nie. Maar God weet. Ons weet nadat Paulus tot bekering toe gekom het, en voordat sy blindheid verwyder is, het die Here vir Ananias na Paulus toe gestuur, om vir hom 'n boodskap te bring. En as jy daardie gedeelte gaan lees, dan weet jy ook dat Ananias bang was. Hy het gesê, nee Here, jy kan my nie na daai ou toe stuur nie. Daai ou is besig om die Christene dood te maak. Is ek reg as ek so sê? Ek kan nie met daai ou gaan praat nie, maar op die einde van die dag het Ananias toe met Paulus gaan praat. En hierdie was die boodskap, Handelinge 9 vers 16 in die NLV. Ek sal inderdaad self vir hom wys, hoeveel hy vir my moet ly. Julle sien, die Here het aan Paulus gewys dat wanneer ons God dien, gaan ons lyding en suffering kry. I'm saying it again. The day you accepted Jesus Christ as Savior is not a bed of roses. Jy gaan lyding en suffering kry. Lyding is nie 'n ompad nie. Dit is deel van my en jou pad en van ons roeping. Deur die pyn en lyding wat ek en jy ervaar deur die Here te volg. Hoor mooi. Deur die pyn en lyding wat ek en jy ervaar deur die Here te volg. Fine tune. Ek weet nie, ek kan dit nie beter stel nie. Fine tune, ek en jy ons geloof. Met elke toets wat ek en jy skryf, en ons paas dit, groei my en jou geloof al hoe sterker. Groei my en jou geloof al hoe sterker. Jy sien, ek het dit nie eens vir my skoonma gesê nie, ek dink vanmiddag as ons by die huis kom, moet sy haar rekenaar bring, dat ek nog 'n paar toetse skryf. Come on! As jy 'n toets gepaas het, dan voel jy mos lekker. Dan sien jy mos kans vir die volgende een, is dit nie? My boetie en sussie, Jesus het dan die ondraaglikste pyn deurgegaan vir my en jou. Die ondraaglikste. Gaan lees 'n bietjie op. Gaan Google 'n bietjie. Ek weet nie of chat BBT of wat is chat of wat is daai ding wat jy gebruik of chat of I don't know. Gaan kyk 'n bietjie daarna, dan gaan kyk julle menslik gesproke wat se pyn Jesus deurgegaan het vir my en vir jou. En dan my en jou pyn en lyding is niks teenoor wat Jesus vir ons deurgemaak het nie.
Onthou baie belangrik, God sal my en jou nooit, can I say it? God sal my en jou nooit alleen los nie. Nooit. Ek en jy moet nooit God se hand los nie. Soos Rassie gesê het, there remains a responsibility on us. Die derde een, Paulus het volhard deur God se beloftes. So Paulus se eerste antwoord was dat hy al hierdie hardships oorleef het deur Jesus wat by hom gestaan het. Die tweede antwoord was dat elke Christen nie gevrywaar is van lyding nie. Nou kom ons by die derde een. En ek gaan aan julle God se skrif voorhou as voorbeelde. En ek het dit nie opgesit nie. Want ek weet baie keer dan kry ek 'n kommentaar na die diens. Yes, dis dan maar baie skrifte gewees, jong. Jy deel baie skrif. Maar die woord word gerekord. Hy's op YouTube, hy's op Facebook en hy's op die kerk se WhatsApp groep. So, ek gaan vir julle 'n bietjie huiswerk gee. Ek gaan die skrif deel. Vanaand of môre, wanneer jy dit weer gaan luister of graag wil, gaan kyk na jou Bybel, wat sê die skrif. So ek gaan dit noem. Die eerste een, Matteus 28 vers 20 sê, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Dis 'n belofte van God. God is saam met ons, tot die volëinding van die wêreld. Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Romeine 8 vers 28, hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Jesaja 41 vers 10, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. 1 Korintiërs 15 vers 58, julle weet dat julle al arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. My boetie en my sussie, hierdie is alles beloftes. En ek het nie almal gevat nie, ek dink ek het 6 of 7 gevat. Maar die God se woord, die hele woord gee vir my en jou beloftes. Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. 2 Korintiërs 5 vers 8, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. 7 skrifgedeeltes. Gaan vanaand of vanmiddag of môre en vat daardie skrifgedeeltes, maar ek wil hê dat julle gaan kyk in die 53 vertaling, dat julle gaan kyk in die Nuwe Lewende vertaling en dat julle gaan kyk in die Boodskap Bybel. Want dis hoe ek my preke doen, ek gaan kyk dit in al die vertalings. Ek weet, die 53 is eintlik die 33 is die regte een, maar 'n boodskap wat ek wil hê wat jy moet inneem, sê die Boodskap Bybel dit partykeer so mooi. So gaan kyk daarna. Dis God se beloftes aan elkeen van ons. Ek wil graag afsluit met die volgende. Hierdie 3 antwoorde van Paulus moet my en jou antwoorde ook wees. Nie net Paulus nie, myne en joune. Wanneer dinge nie lekker gaan nie, was die Here met Paulus gewees. En so sal God met my en jou ook wees. Ek en jy moet 'n stewige en kragtige Bybelse kennis hê. Maar kan ek dit sê met eerlikheid en met respek? Ek bedoel nie dat daardie Bybelse kennis, 'n kragtige, stewige Bybelse kennis, wees that you think you better than somebody else. Jy weet Jerry, jy kry mos daai mense wat all holy and mighty is, dat hulle dink hulle is beter as ander. Hulle ken die woord beter as ander, en dan partykeer dan voel ek, yes, Lord, I've got such a lot to learn, but listen to this person. En dan sit daardie persoon my so af. Want elkeen van ons is uniek. My time span om ordentlik te konsentreer is miskien 20 of 30 minute as dit so lank is. Die volgende een kan vir 1 uur konsentreer.
Die volgende persoon vir 10 minute. God made us each unique. And we are not better than somebody else. Maar my boetie, ek en jy sal ons kennis kry wanneer ek en jy tyd in God se woord spandeer. En dan moet ek en jy elke dag, deur dit wat ons ervaar, deur die lyding, moet ek en jy leef. En dat ons nooit God se beloftes wat hy aan elkeen van ons gegee het, sal vergeet nie. En God sal my en jou nooit alleen los nie. En my en jou lyding is nie betekenisloos nie. En weet, daar is baie mense wat na jou toe sal kom en sê, maar Lauret, dit waardeur jy gegaan het, hoe het jy daardeur gekom? Hans, dit waardeur jy gegaan het, hoe het jy daardeur gekom? En so kan ek elkeen se naam noem. Dat jy sal omdraai deur te sê, I only made it because God was with me. Jy sien, die wêreld sit soveel negatiewe dinge in ons gedagtes. En Spyker, ek gaan nou noem, jy weet, as ek so praat in die oggende voor ek hier inkom, dan hoor ek ietsie hierso, en ek hoor ietsie daarso, en ek hoor ietsie so, en ek hoor ietsie so, en vanoggend toe sê Spyker, ek moet net hier wegkom uit hierdie plek uit, voordat ek iets doen wat ek myself nie voor gaan vergewe nie, ek moet net wegkom. En as ek jou vanoggend vra, hoeveel van julle sê dieselfde? Jy sien, maar die vyand wil hê dat ek en jy ons oë van God moet afval. Niks leliks bedoel nie, Spyker, ek weet jy bedoel dit, dis 'n manier van praat. Maar die wêreld wil hê ek en jy moet fokus op die negatiewe. Waar ek en jy kan fokus op die positiewe deur te sê, Here, dankie dat U ons deurgedra het van 1 Januarie, ons staan vandag op die 7de Desember. U het die hand van beskerming oor ons gehou. U het my veilig bewaar, en ek weet jy doen dit. U het ons veilig bewaar na die Grootvoel rally toe in Oudtshoorn. En ek is veilig by die huis. Maar dis so 'n klein breekdeel van 'n sekond wat ons sekere dinge kan sien en ons skuif God een kant toe. Where we in the season, en hoor weer eens, en ek sal dit elke keer sê, Jesus is the reason for the season. Amen. There needs to be joy in our life. Ons het vanoggend begin sing, van die Kerssongs het ons begin sing. We need to have joy through the suffering that we are going, to show the enemy that God is more important than what the suffering that we are going through. Amen. So my gebed vir elkeen van julle is, moenie sien dat jou lewe betekenisloos is nie. Elke een van ons lewe het 'n betekenis vir God. En God is nog nie klaar om deur my en deur elkeen van julle te werk nie. Dat elkeen van julle sal sien dat daardie suffering wat ons deurgaan, is besig om ons lewens te fine-tune, sodat ons 'n lewende, so that we can be a living example for Jesus. Sodat mense Jesus Christus in my en jou kan sien. En vir ons kan met openlikheid na ons toe kom en sê, man, what do you have? Because what you have, I want, because I see there's something different in you. En dat ons vir hulle Jesus kan gee. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die woord. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees. Here, elkeen van ons gaan deur suffering, elkeen van ons gaan deur lyding. Maar Here, laat daardie suffering en daardie lyding nie ons oog van U sal afhou nie. Here, ook nie ons harte van U sal afhou nie. Here, waar ons deur daardie suffering of daardie lyding gaan, laat ons nader, laat ons meer in U woord tyd sal spandeer. En Here, dit deur ons lewe wat ons lei, dat ons mense sal aantrek na U toe. Laat ons nie mense sal wegwys en mense sal sê, maar as daardie persoon, daardie ou, die Here dien, dan weet ek nie wat dit is om die Here te dien nie. Maar dat daardie persoon sal sê, man, I want what you have, because I see you shining. There's a difference in you, and that we can share Jesus with each and every one out there. And Lord, that we will never forget that Jesus is the reason for the season, but Lord, that you, Jesus and the Holy Spirit, are there for us each and every day, not only December,
from January to December, that we know that without you, we are absolutely nothing. Bless us. Keep your hand of protection over us. I pray this and I thank you. In the wonderful name of Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerande opneem.